En die apostels van Jahweh het hom lewendig gesien. Nou hoe het Paulus of Saulus, hoe het Saulus 'n apostel geword? Hy is dan gered of geroep nadat Jahweh in hemel opgevaar het. Maklik op die pad van Damaskus sê die woord en die lig het hom omstraal. En hy het Jahweh gesien en hy vra: "Wie is u, Jahweh?" En hy antwoord: "Ek is Jahweh wie jy vervolg." Hy het hom gesien en dit het hom die laaste apostel gemaak. Dit is so natuurlik dat die Israeliese ouens niks van apostel Paulus se boeke glo nie, want hulle sê dis aan die heidene geskryf. En hulle glo die Bybel is net vir die volk Israel geskryf. Nee, dis nie regtig so nie. Ek het dan verduidelik 2 jaar van die bediening na Israel toe. Daar met jou disippels soos Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies, wat meeste van hulle skrywe gaan aan die Jode, aan die Israeliete. En dan roep Jahweh van die ander ouens om weer te skryf aan die heidene, maar vernaamlik apostel Paulus. So, dit is hierdie onbybelse lees. Ek wil net terugkom na die titels toe. Ek wil vir jou sê, gaan staan in 'n Hooggeregshof en jy sê vir daai edelagbare, die hoofregter in die hof, jy sê vir hom Piet van Sail. Hy sit jou onmiddellik in die hof. Ek daag julle Israeliese ouens, doen dit. Hy sit jou onmiddellik in die tronk vir minagting van die hof. Jy sal hom aanspreek as sy edelagbare of sy hoogedele. Dis 'n titel. Maar jy sien, wanneer jy in die hof staan en jou broek na die verkeerde kant toe bewe, dan vergeet jy van die leerstellinge van Jaapie van Sail. Dan noem jy hom edelagbare of heilige of wat ook al jy hom gaan noem. So daar is titels. Kyk in die hemel, kom ek noem dit gou. In die hemel, 24 ouderlinge sit op die trone, 4 heilige wesens. Ek het die engel Gabriel, ek het die engel Michael. Die hele hemel is vol engele. Dit is allemaal ampte. Die lewe bestaan uit amptheid, maar jy sien, dit gaan daaroor. Wanneer iemand bietjie hoër akademies gekwalifiseerd is as hulle, dan skielik, dan wil hulle nie hê, jy moet jou titel gebruik nie. Ek is jammer, ek gebruik my titel wanneer ek bedien. Ek is professor Hannes Redlinghuis, en dis nie om my goed te laat voel nie. Ek het jare geswat, wanneer ander ouens gaan visvang het en partytjies gehou het en ontspanning gehad het ek geswat, en ons is nog steeds besig met die woord, ons hou nooit op nie. Na 60 jaar, nog nooit opgehou nie, nog altyd besig, vernaamlik die eskatologie. So ek noem die goed wat hulle aanglo, die Tierlantij, hulle glo nie, jy moet vir iemand sê, professor of dokter. Sê my, jy stap by die dokter in, jy het hom nog nooit ontmoet, en jy sê vir hom, Jannie Klaasens. Nee, jy sê vir hom dokter, want hy staan op sy deur geskryf. Hy 6 of 7 jaar geleer vir dit. Jy sien, maar die ding is, Jaapie van Sail, glo nie dit in nie. Weet jy hoekom hy laat hom minderwaardig voel, maar hy noem homself, luister, maak jou seatbelt vas, die boerseun van Migdol. Dis 'n titel of 'n bordjie wat hy om sy nek gehang het, wat sy mense hom by ken, en die ander mense van weet. As jy van iemand praat wat bietjie ingelig is, en jy praat van die boerseun van Migdol, dis vrot op die internet. Dis 'n titel, man. Dis 'n titel. Maar hy wil nie toegee aan akademiese titels nie. Ek noem dit nie. Dis goed waar die mense aan vas is.